Een enkele afkondiging voor ons begin. Die dooplidmaat Adrian Foster sal vanoggend geleentheid gegee word om belydenis van sy geloof af te lê. Kom ons word nou stil voor die Here. Met die votum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van en ons gerigtheid op God. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat trou bly tot in ewigheid en die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof, vanoggend Psalm 92. Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rustig ons begroet. Ons sing die eerste, die tweede en die 6de verse van Psalm 92, 1, 2 en 6. Ons doen nou belydenis van ons geloof saam met die kerk van alle eeue en ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Amen. Ons luister nou met verootmoediging na die eise van die heilige God in wie se teenwoordigheid ons hier by mekaar is. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8de gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Psalm 119 gaan in sy geheel oor die Here se wet. En ons sing nou daarvan, Psalm 119, ons sing die 6de en die 7de verse. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat u wet my openbaar. Psalm 119 verse 6 en 7. Oh,
ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dankie vir voorgeslagte, gelowige voorgeslagte. Ons dankie vir die mate van gehoorsaamheid wat daar by ons was as die nasate van voorgeslagte en dat U vir ons 'n plek gegee het in hierdie land, sodat ons lank hier mag lewe. Ons dankie vir die woord, soeter as heuning, sê die psalmdigter. Beter as enige iets anders wat ons in hierdie lewe kan ontvang. Ons dankie vir die vrees van die Here, die ontzag vir die Here, die ontzag vir sy heilige woord. Want daardeur word ons lewens bepaal. Ons dankie in die mate waarin ons 'n gelowige hart het. Want daarin is die uitgange van die lewe en ons weet dat U deur die wonderlike liefde en genade in ons harte inspreek en vir ons oortuig dat die woord van ons Here Jesus Christus, dat dit die waarheid is. En dat dit vir ons die enigste rigsnoer in die toekoms sal bied. En nou bid ons Hemelse Vader dat waar ons vandag luister na wat die apostels geskryf en ervaar het rondom die voortgang van die woord, dat ons weer van vooraf verwonderd sal wees. Want niks wat hier gebeur vandag en niks wat uit ons monde uitkom en niks wat ons sing en niks wat ons bid kan anders verklaar as dat U 'n God is wat wonders werk in sondaar mense se harte. En dan bid ons met groot vrymoedigheid. Ons bid in die naam van U Seun Jesus Christus en hy ken ons wanneer ons sy naam aanroep. Ons bid in sy naam dat wanneer ons nou die woord oopmaak, ons dit nie net sal oopmaak nie, maar dat ons dit ook sal verstaan en dat ons dit sal glo en dat elkeen wat hier is, dit vorentoe ook sal verkondig. En mag U kerk dwars oor die wêreld geseën word met daardie woord vandag. Daar waar U diensknegte, hoe onbekwaam en hoe swak hulle ook al mag wees, dit bring, bid ons dat dit geseënd sal wees. Geseënd sal wees ook die kerkvolk, wat hierdie genade ontvang het, alles onverdiend, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het twee skrifgedeeltes, die een uit die boek Handelinge, en ons lees in Handelinge 16, hoe die evangelie tot in Filippi gekom het. Filippi, die eerste stad in Europa, wat die Here se woord ontvang het en waar die eerste gemeente gestig is. Dis in Handelinge 16, en dan sal ons ook saam lees uit 'n brief aan daardie Filippense, die eerste hoofstuk, Filippense 1. Nou lees ons hier in Handelinge 16, en hy, dit is nou Paulus, het in Derbe en Lystra aangekom, en daar was 'n disipel met die naam van Timoteus, 'n seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Lystra en in Ikonium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis sou gaan, en hy het hom geneem en besny terwille van die Jode wat in daai streke was, want hulle het almal geweet dat sy vader 'n Griek was. En op hulle reis deur die stede het hulle die verordeninge wat deur die apostels en die ouderlinge in Jerusalem vasgestel was, aan hulle oorgegee om te onderhou. En die gemeentes is versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal. En hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Missie kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. So het hulle dan Missie verbygegaan
en na Troas afgekom en Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis. En daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad, langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as jy oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En dan lees ons nou uit die brief van die apostel Paulus, 'n klompie jaar later, aan hierdie gemeente in Filippi. Filippense 1. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Ons lees tot sover dan ook uit die brief aan die Filippense. Ons antwoord daarop deur weer saam te sing uit Psalm 119. En hierdie keer Psalm 119 verse 11 en 25. Dat U my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het U my dieper in die kennis ingelei. Psalm 119 vers 11 en 25.
Filippense 1 vers 6 sê die apostel Paulus, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So geliefdes, 'n jong lidmaat staan op die punt om vandag sy geloof te bely. Hier voor God en voor die gemeente. 'n Groot dag wat gedeel word met sy gesin en met familie. 'n Groot dag want dit is 'n groot onderneming. 'n Groot onderneming want van al die ja's wat hy in sy lewe nog gaan aflê of gaan sê, is dit immers die eerste ja. En sekerlik ook die belangrikste ja. Want hierdie ja het betrekking op ons ewigheidsbestemming. En tog, ten spyte hiervan leer die geskiedenis ons, die geskiedenis van al die ja's wat voor hierdie kansel al en talle ander kansels al uitgespreek is, ten spyte hiervan leer die geskiedenis ons dat hierdie ja meer dikwels iets anders was. Dit was eerder, ek weet nie. Dit was eerder, ek sal nog sien. Dit was eerder, ek moet maar net my ouers in die kerkraad tevrede stel. En in baie gevalle was dit toe uiteindelik 'n duidelike nee. En as dit ek was wat hier voor u moes gestaan het, hoe sou ek weet dat God wat die goeie werk in my begin het, hoe sal ek weet dat hy dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus? Want op onsself kan ons nie vertrou nie. Op my eie oortuigings en my eie voornemens, op my eie gevoelens, op my eie hart kan ek nie vertrou nie. Want vroeg reeds daar in die Bybel in Genesis 6 leer ons dat al die versinsels wat die mens in sy hart bedink, dat dit altyd deur net sleg was. Hoe sal ek weet dat my belydenis ja, nie maar ook een van daardie versinsels van my hart was nie? Altyd deur net sleg. Nee, as ek die sekerheid in myself soek, dan verdwaal ek keer op keer in al daai donker gangetjies van my hart. Dis God wat die goeie werk in ons begin het, soos hy dit onder die Filippense begin het. Soos ons dit hier saam gelees het in Handelinge 16, op 'n onverklaarbare wyse gaan God se gees ter werk. Daar is by hom geen hoekoms en geen waaroms, geen manier om hom tot hier of tot daar te beperk nie. Die gees van God is 'n wind, is soos 'n wind wat waai, hy waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en jy weet ook nie waarheen hy gaan nie. So die Here Jesus ons in Johannes 3 geleer. Paulus en die ander disippels het deur die land Frigië en Galasië gegaan. Hoekom daardeur? Omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Missie kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar dan lees ons weer eens die Gees het hulle nie toegelaat nie. Nie Asië nie, nie Bithynië nie, maar wel Macedonië. Wel na Filippi. Deur die naggesig van daai smekende Macedoniër het die Gees van die Here hulle geroep. Nie Paulus se plan van aksie nie, maar die Here se. En in die boek Spreuke leer ons ook van hierdie verskynsel, want daar staan die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Onder al die vroue daar by die bidplek in Filippi, was daar Lydia die purperverkoopster. En sy het geluister. So het ons gelees. Soos die Here die apostel se voetstappe gerig het, het daar dieselfde Here ook Lydia se oor gerig. Maar nog belangriker, die Here het haar hart geopen.
Ons teksvers verwys na die goeie werk wat God onder die Filippense begin het. Dis hier waar dit begin het. Hier het ons die begin van Lydia se ja. Hier het ons die begin van die Filippense se ja. In die boek Deuteronomium skryf Moses, die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê. Lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, sodat jy kan lewe. En jy weet, geliefdes, elkeen van ons het 'n onbesnede hart, van nature. En die versinsels wat daaruit voortkom, het ons so pas gehoor, daai versinsels, dit groei met die jare tot klipharde eelte. Ons kan hulle daardie eie ek eelte noem. Korse van verharding wat oor die jare geoefen is. Ek is ek en jy's my gek, soos daardie speelgrondruimpie wat ek in my kinderjare altyd gehoor het en ook self gebesig het. Ek maak soos ek smaak. Om hierdie eelte weg te sny, vra vir 'n delikate operasie, vra vir 'n skerp instrument. Nie noodwendig die skerp, delikate skapel van 'n snydokter nie, maar die swaard van God se gees. Want die woord van God is skerp en lewenskragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. En dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Die Here het 'n goeie werk in Lydia begin. Die eerste saad is gesaai. En dit sou uiteindelik groei tot 'n gemeente. Sy en haar gesin is gedoop en sy het by Paulus en sy reisgenote aangedring, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan na my huis en bly daar, en sy het hulle gedwing. So 10 jaar later, toe die apostel sy brief aan hierdie gemeente skryf in Filippense, toe sy 'n gevangene in Rome, 'n gevangene van keiser Nero. Hy's verhoorafwagtend en hy is in 'n sekere sin reeds doodafwagtend. En die gemeente in Filippi stuur 'n diaken met lewensmiddele na hom. Ons lees dit verder aan in daai brief, en hulle wou hom graag help, hulle wou hom graag ondersteun, en daarom is hierdie 'n bedankingsbrief. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. So begin hy skrywe. Ek dank my God oor julle gemeenskap in die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe. Van daai eerste dag af daar langs die rivier tot nou toe, het julle gemeenskap in die evangelie gehad. Wat beteken dit om gemeenskap te hê aan die evangelie? In hierdie geval kan ons dit aflei uit ons 2 skrifgedeeltes, want Lydia het eerstens geluister, sy het ag gegee op wat gesê is, sy wou meer hoor. Sy dring daarop aan om meer te hoor. Haar huis gaan oop vir die evangelie. Haar's gasvryheid dwing die Here se gesandte om by haar tuis te gaan. Sy en haar huisgesin soek die sakramente. Hulle wil 'n gedoopte huisgesin wees. Hulle wil leef soos 'n gedoopte huisgesin. 10 jaar later in hierdie brief van die apostel Paulus sien ons hoe die Filippense se gemeenskap aan die evangelie uitgebrei het. En wat begin het as 'n huisgesin, het nou 'n gemeente geword met manlike amptdraers, met ouderlinge en met diakens. 'n gemeente geseënd genoeg om 'n diaken af te vaardig, om die apostel daar in Rome in die gevangenis te besoek, om 'n gemeentelike bydrae te maak. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Miskien is die apostel besig om homself vir hierdie goeie werk te bedank, besig om homself indirek te bedank, want dit is immers hy wat met volharding onder die Filippense begin werk het, soos ons dan verder ook in Handelinge 16 lees,
Hy moes sla en selfs gevangenskap in Filippi verduur. As dit nie vir hom was nie, sou daar niks gewees het nie. Nee, geliefdes, die prediker en die leraar bedank homself nie. Net so min as wat hierdie prediker en leraar vandag hier homself mag bedank. Miskien sou dit goed gewees het om die Filippense te bedank. Bedank jy die groepie mense self, dan sal dit hulle dalk goed stem om in die toekoms weer so te maak deur 'n bydrae te stuur. Miskien sou dit nou die geleentheid wees om die gemeente se beeld so 'n bietjie te poets, om hulle heuning om die mond te smeer. Nee, die Here se apostel weet beter. Ek dank my God. Ek dank my God oor julle gemeenskap in die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Dit was nie die Filippense wat so goed en gaaf was nie. Die apostel dank God, want hy weet hierdie is 'n geloofsaak. En waar hierdie geloof vandaan kom. Nie uit julleself nie, so skryf Paulus aan die Efesiërs. Uit genade is julle gered. Deur die geloof. En dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit julle werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, dit wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En nou, op grond van dit wat hy in die Filippense sien, maak die apostel die volgende stelling. Dit is die stelling van ons teksvers. Ek vertrou juis hierop, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dat hy dit sal volëindig tot op die dag van Christus Jesus. Hy vertrou dat die ja wat deur Lydia en haar gesin uitgespreek is, dat dit ja en waar sal bly tot op die dag van Christus se wederkoms. En nou in baie opsigte is dit vandag vir hierdie dooplidmaat wat hier belydenis van geloof aflê, in baie opsigte is dit die begin van 'n goeie werk in hom. Die begin van al die goeie ja's wat hy vorentoe in hierdie lewe mag uitspreek. Maar of dit werklik God se goeie werk was, sal ons vorentoe moet sien. Ons sal moet sien in sy gemeenskap aan die evangelie. Soek hy werklik die woordverkondiging, soos Lydia en die ander Filippense dit gesoek het? Is sy hart en sy huis oop vir die evangelie? Soek hy die sakramente ywerig, soos hy aanstond sal beloof? Of was dit ja, maar, of ja, miskien, of ja, ons sal nog sien, of dit hang af? En u gemeente, ouers, familie, hoe gaan dit met die ja van die dag, toe u 'n soortgelyke belofte hier voor die Here gemaak het? Hoe gaan dit met u ja? En as dit u nie bekommer nie, as jy nie vandag daaroor wonder nie, kan dit ook wees dat die Here nie 'n goeie werk in jou begin het nie. As u as gemeente nie vandag uitsien na volgende Sondag se nagmaal nie, as u nie werklik 'n behoefte het aan die Here se sakrament nie, soos u dalk vir die ouderling op huisbesoek gesê het, kan dit wees dat u dalk een van daardie groep hygelaars is, daai groep hygelaars wat die kerk van die vroegste tye afgeken het. Vir diegene wat daaroor nadink en daaroor wonder, vir diegene wat vandag die woord gehoor het en soos Lydia geluister het, en wie se hart besig is om oop te gaan vir diegene wat dalk selfs die swaard van die Gees op daardie eeld te voel. Vir u het hierdie teksgedeelte 'n wonderlike vertroosting. Weet dan dat die Here 'n goeie werk in u begin het, en wat hy begin het, maak hy klaar. Die Here sal dit volëindig, soos ons gelees het. Die apostel Paulus haal in hierdie gedeelte 'n psalmwoord aan. En dis die woord van Psalm 138 vers 8.
die Here sal dit vir my volëindig. Hy laat vaar nie die werke van sy hande nie. Ons hoor dit elke keer wanneer ons die erediens met daardie fotum begin. Hy is die Here. Hy is die Here God. Hy is die getroue verbondsgod. En sy ja was nog nooit onseker nie. Sy seun het nie sy belydenis van geloof voor vriende en familie afgelê nie. Hy het dit in die diepste put van die hel afgelê. Hy het die goeie belydenis voor Pontius Pilatus afgelê, so lees ons in 1 Timoteus 6 vers 13. Hy het dit afgelê met 'n doringkroon op sy kop en met sy rug aan flarde geslaan. Hy, geliefdes, was die getroue en die waaragtige getuie. En die apostel Jakobus was reg toe hy geskryf het, elke goeie gif en elke volmaakte gawe, dit daal van bo af neer, ook die gawe van geloof, ook die gawe van daardie betroubare ja. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader, hy by wie daar geen verandering en geen skaduwee van omkering is nie. Amen. Plesier. Broeder Adrian, waar jy nou jou geloof hier openlik bely het, en die verbondsbeloftes wat in jou doop verseël is, waar jy dit aanvaar het, wek ons jou nou op om hierin te volhard. En dan bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, dat die gemeente jou ook welkom sal heet, hier waar jy dan ook die volle gemeenskap met die volk van God sal ervaar. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, mag hy jou volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Kom ons dank nou die Here in gebed. Onse genadige God en hemelse Vader, ons het baie vertroue, ons het baie hoop, dat U deur die Heilige Gees dit wat hier vanoggend gebeur het, sal bevestig in die dae wat kom. Dat U sal bevestig dit ook in die lewe van elkeen van U kinders, elkeen van ons wat maar nog steeds in die skool van die lewe is en daar sal bly tot die dag van ons dood. Ons bid dat U deur die wonderlike liefde en genade ons sal versterk in ons geloof. En ons vra ook dan, Vader, soos daardie kind wat maansiek was en sy pa gesê het, kom ons ongeloof te hulp. Ons glo, maar U moet maar gedurig ons ongeloof tot hulp kom. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons dan ook sal versterk in die res van hierdie dag, en dat ons ryklik sal deel in die seën wat net van U af kan kom, en daarvoor dankbaar sal wees in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons sluit af deur Psalm 138 te sing. Psalm 138, die eerste en die 4de vers. 1 en 4, die Here is goed en hy is wondersterk, hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Psalm 138 verse 1 en 4.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.